aan alleen. Gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Ek wil julle alself almal groet in die naam van God wat liefde is. Groet julle in die naam van Jesus wat liefde kom leef het. En ek groet in die naam van die Gees van God wat hierdie God liefde, hierdie agape liefde van God in ons harte uitstort sodat ons met hierdie liefde mense kan lief hê. Goddelike liefde. Kom ons bid saam. Here, ons wil U loof en ons wil U dank dat U nie 'n God is van toorn en van kwaad, maar dat U 'n God is van liefde. En dat hierdie liefde U gewillig gemaak het om selfs U seun in ons plek te laat sterf. Jesus, dankie dat ons nie meer hoef te wonder hoe lyk God se liefde nie, want deur U lewe op aarde het U Vader God se liefde uitgeleef in elke faset van U lewe. En daarom wil ons vir U sê dankie dat dit U liefde was wat U laat vasspyker het aan 'n kruis op Golgotha. En Gees van God, dankie dat U die wonderwerk doen. Die wonderwerk doen van hierdie liefde van God wat U in ons hart uitstort. 'n Liefde wat meer is as my liefde. 'n Liefde wat meer kan sê as wat ek kan sê. Maar dankie daarvoor. En dankie dat hierdie wêreld hierdie liefde kan sien in ons as U kinders se lewe. Ons is hier vanoggend by mekaar en as gemeente word ons 'n liefdesgemeenskap genoem. En ons bid, Here, dat ons in die gemeente sal besef dat ons aan mekaar gebind word met U liefde, U God liefde. 'n Liefde ten spyte van. Want Here, ons hou nie altyd van mekaar nie. Ons stem nie altyd saam met mekaar nie. Maar U liefde is sonder einde. U liefde is bo-menslik. U liefde is 'n liefde wat mense se lewens verander. Maak ons 'n gemeente waar mense mekaar sal lief hê. In Jesus se naam. Amen. Amen. Ons skrifgedeelte is in 1 Johannes 4 vers 8. 1 Johannes 4 vers 8. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie. Want God is liefde. Liefde minus God is 0. Liefde sonder God is 'n klinkende metaal en 'n lydende simbool. En daarom moet ons seker maak dat hierdie goddelike liefde in ons lewens waar is. Ek hoef nie vir u te vertel nie dat hierdie wêreld praat baie oor liefde.
Hulle sing oor liefde. Ek dink daar's geen lied van liefde of daar's geen meer liedere as liefdesliedere nie. Die sogenaamde romanse boeke, romantiese boeke. Almal skryf en sing, praat oor liefde, maar weet u wat? Ons leef in 'n liefdelose wêreld. Dis so wonderlik dat al hierdie boeke en al die liedere so min in mense se lewens verander het, baie maal. En nou is dit so wonderlik dat liefde, dat Jesus het nie net gepraat oor liefde nie, hy het liefde geleef. Hoor nou mooi, jy kan praat oor liefde soos jy wil, jy kan skryf soos jy wil oor liefde, maar as jou liefde nie gesien word nie, dan lieg jy oor liefde. En as ons praat oor liefde, praat ons vanoggend nie oor erotiese liefde nie. Die Griekse woord kom nie eens in die Bybel voor nie. Eros nie. Ons kom vanoggend praat oor hierdie agape. Agapos, agape wat beteken hierdie liefde van God. Die liefde wat Jesus in hierdie wêreld kom leef het. Dis 'n goddelike liefde wat jy nie elders kan kry behalwe van God nie, en dis 'n goddelike liefde wat hierdie wêreld nie van jou kan wegneem nie. Dis mense wat gesterf het op brandstapels omdat hulle gesê het hulle is so lief vir God dat hulle God liewer het as hulle eie lewe. Hierdie liefde van Jesus is ten spyte van. Weet, ten spyte van. Ons liefde is ter wille van. Ek is lief omdat jy mooi is, ek is lief vir jou omdat ek omgee, ek is lief omdat jy my kind is. Dis 'n liefde ter wille van. Maar God se liefde is ten spyte van. Instead of. Johannes 13:34, 'n nuwe gebod gee ek aan julle, julle moet mekaar lief hê, hoor, soos ek julle lief gehad het. Die ou gebod, julle moet mekaar lief hê, julle moet mekaar lief hê, soos julle self. Maar die nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Dis die nuwe gebod. Dis 'n onmoontlikheid. Met ander woorde, ek moet jou lief hê soos Jesus lief gehad het. Kan ek jou vra, ken jy daai liefde? Beleef jy daai liefde? Want sonder die liefde soek die wêreld na 'n liefde wat hulle in die wêreld nooit sal vind nie. Hierdie ten spyte van liefde het waar geword in Petrus se lewe. Onthou, Petrus het tot 3 keer gesê ek ken Jesus nie. En toe Jesus dan Johannes 21 vir Petrus sê kom hier. Toe verwag Petrus dat Jesus gaan sê Petrus gaan weg van my af. Jy het my verloon. Jesus vra Petrus 3 vrae. Petrus, het jy my lief? Het jy my lief? En Petrus sê, Here, ek het U maar net gelief soos wat 'n mens lief het. Want hy sê, agape jy my. Het jy my lief met God se liefde? En dan uiteindelik, dan sê hy, verleu jy my? Het jy my lief soos ander mense? Dan sê Jesus, U weet alles, U weet dat ek lief het. Oukies, ten spyte van. Jesus het vir Petrus lief gehad ten spyte van. Thomas sê, ek sal nooit glo nie, as ek hom nie sien nie. En toe hy vir Thomas sy hande in sy sy wys, toe doen hy dit uit liefde. Sien, ten spyte van. Ten spyte van. Die vrou by die put, wat die mense verwerp het. Nee, Jesus het haar lief. Die disippels sê, maar hoekom praat jy met 'n slegte vrou? Hy sê, my liefde, praat met haar. God se liefde. Onthou die vrou wat hulle wou doodgooi met klippe? Sê julle wat sonder sonde is, gooi haar. En dan gaan almal weg. En dan sê sy, gooi U my nie met klippe nie, veroordeel jy my nie. Dan sê ek, veroordeel jou nie. Moet net nie voortgaan met wat jy verkeerd doen nie. Sien, God se liefde ten spyte van. En so het God ons lief gehad toe ons nog sondaar was. Hy het nie gewag dat jy eers moet verander nie. Hy het nie gewag dat jy moet aanneem nie. Hy het nie gewag nie. Hy het jou lief gehad voordat jy dit gedoen het, toe jy nog 'n sondaar was. Johannes 3 vers 16 ken jy almal. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. Want hoor mooi. Nee, nou moet jy mooi hoor. Hoor mooi. Liefde, God se liefde, vat nie. God se liefde gee. So lief het God gehad
dat hy gegee het. Jy sien hierdie wêreldse liefde, hierdie eros liefde, vat wat hulle kan kry. En dan los hulle leë mense agter. 'n Vatliefde maak jou leeg. 'n Godliefde maak jou vol. En weet jy, hierdie liefde van God, dit hoor nou mooi. Dan meet jy nie meer mense volgens hulle prestasie of volgens hulle foute nie. Jy meet mense dat God daai persoon liefhet. As ek na julle kyk elkeen vanoggend, dan sien ek mense wat ek weet, elkeen van julle het God lief. Ten spyte van, jy het verkeerd gedoen, jy het liefdeloos opgetree, maar ten spyte daarvan, sê God, ek is nog lief vir jou. Dan, Jesus se liefde word sigbaar. Jy sien, 'n liefde kan nie net woorde bly nie. Liefde kan nie net mooi woorde bly nie. Liefde word sigbaar. Daaraan sal almal weet dat julle my disippels is, dat daar liefde onder mekaar is. Oukies, jy kan kerk toe gaan. Jy kan jou Bybel lees. Alles is mooi. Jy kan jou 10de gee as jy wil. Jy kan, maar weet jy, dit maak God nie sigbaar nie. Dit maak jou nie 'n disipel. Dit maak jou 'n disipel. God se liefde. Die mense sal weet dat julle my disippels is, dat julle mekaar liefhet. En dis die probleem. Die mense kyk in ons kerk en die mense sien hoe ons onder mekaar leef, dan sê hulle, hoe kan hy sê hy is 'n volgeling van Jesus? En ek wil dit onomwonde sê. Ek sê dit nie, Jesus sê dit. Hy wat nie liefhet nie, het geen kennis van God nie en het geen kennis van my nie. Eintlik sê hy, as jy nie liefhet nie, dan dweep jy. Dan is jy vals. Wat liefde aanbetref. Sigbare liefde is eintlik praktiese liefde. Dis om te vergewe wanneer iemand jou seer gemaak het. Weet jy wanneer kom God se liefde na vore? Wanneer iemand jou so seer gemaak het soos miskien iemand nie. En weet wat? Jy kan hom vergewe. Hoekom? Want God se liefde vergewe. Ek wil nie vergewe nie. En ek sê ek kan nie vergewe nie. Maar God se liefde sê, my liefde is meer as jou liefde en jy vergewe. Weet jy wat? God se liefde is nie net vriendelik nie. God se liefde is 'n lewenswyse. Jy probeer nie voorgee nie. Jy leef God se liefde. Hierdie liefde het nie die woorde in, ek gaan jou terugbetaal nie. Jy het my mos seer gemaak, ek sal jou terugbetaal. Dan moet jy dit doen sonder God se liefde. Want God se liefde betaal nie iemand terug oor iets wat aan jou verkeerd gedoen het. Dan wil ek klein eintlik maar het ek genoeg gesê. Jy weet, Jesus se liefde is prakties. Dis die probleem. Ons praat teologie. Ons stry onder mekaar klein doop of groot doop en ons praat oor hoede en nie hoede nie en of 'n vrou kan 'n dominee word of nie 'n dominee kan word nie. Hoor jy dit? Hoor jy dit? Maar weet jy wat? God se liefde is prakties. In Johannes 4 vers 10, nie dat ons hom lief gehad het nie, maar dat hy ons eerste lief gehad het. Toe Jesus op aarde was, wat doen hy? Wat doen hy? Hy raak melaatse mense aan. Onthou in daai tyd was melaatses onaanraakbaar. Wat doen Jesus? Hy sit sy hande op melaatses, hulle word gesond. Jesus sit sy hande op kindertjies en hy seën hulle. God se liefde. Jy sien, Jesus sit saam met tollenaars en sondaars. Hulle sê hy's 'n wynsuiper. Hy sit saam met hulle. Wat doen liefde? Nee, liefde laat jou uitreik na mense wat sondaars is, wat verkeerd lewe. Wat help dit ons bereik net die wat goed is. Ons moet juist mense bereik. En weet jy hoe gaan jy mense bereik? Liefde. Want jy sien, liefde vra 'n vraag. En wat vra hy? Wat het jy wat ek nie het nie? Hoekom praat jy soos jy praat? Nou antwoord jy, weet jy hoekom? Want ek het God se liefde in my lewe. Hoeveel keer sal mense in die woorde en jou gesindheid nie sien dat jy Jesus liefhet nie? Want jy wys dit nie met jou lewe nie. En dan beteken daardie liefde eintlik baie min. Jy weet daai eenkant mens, daai mens wat niemand meer iets te doen wil hê nie. Dis die mens wat jou aantrek.
met God se liefde. Hierdie liefde van Jesus laat jou jammer sê. Eerste jammer sê. Hy het my seer gemaak, hy moet eerste jammer sê. God se liefde sê nie wie se eerste nie. Jy sê, ek is jammer. Weet jy, mense sonder Jesus se liefde kan nie jammer sê nie. Moeilik. Hulle kan nie verskoning vra nie. Maar jy sien, Jesus se liefde maak dit maklik. Ek is jammer. Ek het verkeerd gedoen. Ek het jou verkeerd behandel. En wie dan sien mense God se liefde in jou. En dan sê Jesus vir Filippus, as hulle my gesien het, hulle God gesien. Wil jy weet hoe lyk God? Baie keer het ek gesê, wat is 'n prentjie van God? Nee, God het sy prentjie na die wêreld toe gestuur. Jesus is God se prentjie. As jy Jesus sien jy God. As jy Jesus se liefde sien jy God se liefde. En dan word ons daai lig wat skyn op die berg. Nee. Dan word ons die lig vir die wêreld en hulle sien ons goeie dade en dan word God verheerlik. Nou wil ek sommer net afsluit met die laaste ene. Die Jesus se liefde dring jou. Nie dwing jou nie. Weet jy, daar's te veel goed wat ons dwing. Ek hoop nie jy is vanoggend gedwing om kerk toe te kom nie. Ek wil nog so 'n bietjie lê. Miskien sê die man of die vrou dit. Sê, jy gaan volgende kerk toe. Dis nie liefde nie. Jy sien, liefde dwing nie, maar dring jou. Daai liefde, jy kan nie anders nie. Ek kan nie anders nie. Ek kan nie anders as 'n liefde hê nie. 2 Korintiërs 5:14, die liefde van Christus dring ons. Jy sien, jy moet naby Jesus bly. As jy naby Jesus bly, gaan jy al meer en meer soos hy lyk. Hoor wat ek hier sê. Hoe nader jy aan Jesus leef, hoe meer lyk jy soos Jesus. Hy wat in die wingerdstok, en die wingerdstok in jou, dra veel vrug, en die vrug is liefde. Amen. 'n Slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. En daarom vra ek julle vanoggend, kom ons begin klein. Moenie probeer hierdie groot dinge doen nie. Dis klein dinge wat mense verander. Dis klein dinge wat die wêreld verander. Ek sal nooit vergeet, op universiteit was hy een persoon in 'n reistool wat sy graad ontvang het. En toe hy die graad ontvang, toe het hy gesê, asseblief, ek wil net my maat saam met my hier staan wat my graad kry, want hy het my altyd in die reistool gestoot, van klas tot klas. Dis eintlik hy. En die mooiste daai dag was 'n blinde ou stap vorentoe. En hy stap met sy hond wat hom gelei het op universiteit. En toe hy die graad kry, toe vat hy die graad en hy hang dit om sy nek. Jy sien, dis klein daadjies, dis klein goedjies wat mense sê, wow. Dit praat met my hart. Dit praat met my lewe. En dan verander 'n mens. Wees lief in jou huis. Wees lief in jou vriendekring. Wees lief in jou familie. Wees selfs lief vir jou vyande. Wees lief vir mense wat jy nie van hou nie. En dan gaan hierdie wêreld 'n beter wêreld word. Ag, is dit nie 'n mooi preek nie? Nie omdat ek dit geskryf het nie. Dis 'n brief wat ek vir julle aflewer. En wat 'n mooier ding. Kan julle dit onthou? Ek het weer gaan kyk. Onthou julle die liefdesbrief wat ons mekaar geskryf het? Ek het 'n hele boksie of 'n blikkie vol briewe wat Nelly, wat nou dood is, wat ek deur ons studente daar, het ek vir haar liefdesbriewe geskryf. En dan party Sondagmiddag het ons gehoor hoe lag die kinders daar in hulle kamers, dan het hulle hierdie blikkie in die hande gekry. En sê hulle, ons kan nie glo dat pa hierdie goed geskryf het vir ma nie. Hoekom? Wat het ek daai briewe mee geskryf? Met liefde. Amen. En daarom klink dit anders. Daar's iets anders in 'n liefdesbrief. Amen. Want iemand gee sy hart. Hy skryf sy hart uit.
En daarom is dit eintlik baie persoonlike briewe. Jy moet nie daai briewe lees eintlik nie. Maar dis wat ek vanoggend vir jou afgelewer het. Ek het vanoggend vir jou liefdesbrief afgelewer. En weet jy die liefdesbrief? God sê vir jou, ek is lief vir jou. Amen. Here, baie dankie dat ons hierdie liefdesbrief vanoggend kon ontvang het en ons harte bly gemaak het. En dat hierdie liefde ten spyte van is. Ek weet ek verdien nie hierdie brief nie, maar U gee dit vir my, omdat U my liefhet. Amen. Ek groet U. Mag die genade van Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly om met God se liefde te gaan lief hê. Amen.